daar's so baie goeders op die internet, ons weet dit. Daar's regtig baie goed, daar's webwerwe, jy tik een woord in en hy gooi vir jou 10 miljoen, 1000 triljoen webwerwe uit. Hoe weet jy wanneer jy te doen met 'n goeie webwerf en wanneer jy te doen met 'n slegte webwerf? Jong, 'n goeie webwerf. Kyk, basies 'n goeie webwerf stel enige besigheid in staat om nuwe kliënte te kan werf. Weet e-poste kan ontvang en ook meganismes dan natuurlik om op te volg. Ja. Maar ek dink jou verbruikersvriendelikheid van enige webwerf is so belangrik. Want as jy met hierdie gaan sukkel, dan gaan jy eerder na die volgende een toe. Omdat soos wat jy nou sê, daar is so baie van hulle wat hulle vir jou uitgooi oor die kompetisie is woord. Die verbruikersvriendelikheid daarvan is ek dink seker een van die belangrikste goeders, want vir die meeste mense wat nou reeds so skepties is met die internet, is dit om nou te gaan staan en sukkel en jy moet gaan soek en daar is soveel voordele daar eintlik en dit maak alles soveel makliker. Maar as jou webwerf nie vergemaklik is vir die publiek nie, gaan hulle hom nie gebruik nie. So maklik is dit. Ja, jy weet databasis vir kliënte en ook gesamentlik verslae oor die webwerf se operasionele aspekte. Jy weet wat te doen het miskien met inhoud en ontwikkeling. 'n Goeie webwerf lyk ook goed, is maklik om te gebruik. Jy weet soos hy nou gesê het, funksioneel en jy weet is visueel maklik om te lees. Die inhoud is maklik. Jy weet dit is maar alles metodes wat jy kan gebruik om jou webwerf goed te maak. Die internet gaan maar basies alles oor tyd, om tydbesparing te doen. Ja. So hoe makliker dit vir jou is en hoe verbruikersvriendeliker dit vir jou is, hoe beter is jou webwerf dan. Ja, jy weet hy moet kan funksioneel wees en jy weet hy moet 'n doel kan hê en hy moet ook vir jou kan gee wat jy wil hê. En hy moet werk. Hy moet werk. Dit is die mees belangrikste aspek as hy moet werk. Dit is jy weet wat jy soek is wat jy wil hê op die einde van die dag. Jy wil nie vir as jy 'n kar soek, wil jy vir 'n gastehuis se webwerf. Ja, jy wil nie 'n karpark soek en dan kom jy by 'n loodgieter se webtuis uit, met ander woorde nie, want dan dit defeats object. Ja, nee. En ek moet sê ek ken voordat ons na die handelsklitse toe gaan, wil ek net die opmerking maak dat ek kan nou verstaan hoekom hulle begin by ons onderrig, by ons skole en tersiêre instansies en ons skole begin ook nou verander om jong mense te leer hoe om op die internet te werk en hoe effektief te soek. Ja. Dis net 'n opmerking wat ek wil maak. Ons maak gou 'n draai by die winkels dan ons terug. Wel, ons het nog eintlik so baie vrae en so min tyd. As ons kyk na 'n laaste wat is die belangrikste ding wat mense dink moet weet voordat ons afsluit, want ek dink ons gaan definitief nog goed aangaan met hierdie onderwerp want hy's so wyd. Ek sal die belangrikste ding vir my maar basies oor die internet gaan net oor hoe jy dit self implementeer op jou eie lewe. Ja. Daar is so baie negatiefs en daar's so baie positiewe wat jy daaruit kan kry. Maar ongelukkig gaan dit alles oor hoe jy dit as individu dit implementeer. Of jy dit goed gaan gebruik en of jy dit sleg gaan gebruik, die keuse is joune. Maak daarmee wat jy wil. Ja, ek net ook iets sê, as jy sou belangstel om nou 'n webtuiste op die internet te plaas, daar is baie maatskappye wat dit doen. Ek dink op die einde van die dag is om iemand te gaan sien wat kennis en ondervinding het oor webtuistes, waar om dit te berg, wie gaan vir die beste opsies gee en wat se prysklas ensovoorts. So maar basies om net kort en kragtig te maak is doen net 'n bietjie navorsing miskien oor die maatskappy en sien wat hulle bied. En belangrikste vir my is of hulle langtermynpad saam met jou kan stap. Want soos jy 'n besigheid groei jou verskaffers ook saam met jou. So dit help nie net om vinnig geld te bespaar en nou maar die beste opsie te kry vir die cheapest price. Ek dink die belangrike ding op die einde van die dag is jy regtig wil invest in jou besigheid, dan jy weet stap doen dit behoorlik. Ja. Kwaliteit so belangrik. Kwaliteit, ja. Daar was ook 'n ding wat jy noem SEO, hulle noem dit Search Engine Optimization, net baie vinnig. Dis tipe maatskappye wat as jy nou webtuiste op die internet het wat jou nou help om jou internet bo op die ranglyste van hierdie soek engines nou te kry. Ja. So weer eens kies die regte maatskappy wat hierdie tipe ding inspesialiseer om vir jou te help met jou bemarking en promosiewerk aanlyn. So dit is basies as ek 'n slaghuis het en iemand tik in slaghuis, dan gooi hy my slaghuis in hom heel bo. Ja. En daar is net 'n buitelas by wat Philip gesê het, daarom moet jy dan die regte geld bestee en jy moet regtig waar onderskeid tref tussen gaan jy maar geld bespaar of gaan jy regtig waar wanneer iemand dan op jou webtuiste kom, gaan dit vir hom baie nice lyk, gaan dit vir hom regtig gaan dit hom lok. Dit is maar die grootste ding. So as jy wil goedkoop wees, dan gaan dit nie op die jy kan goedkoop wegkom, maar dit hang af natuurlik hoeveel geld jy bereid is om te spandeer en wat jou besigheid verag.
Ja. Wat die deadline is en wat die funksies Ja, is op die einde van die dag wat belangrik is. Wat jy wil hê. Ja. Fantasties. Nou, ons luisteraars staan so by die huis. Ek is seker daarvan ons baie mense met vrae. Onthou, as jy enige vrae het of enige idees vir temas vir ons in die tegnologie, moenie skaam wees nie. Skryf vir ons hierso by Radio Kragbron. Ons webwerf of ons e-pos is ateljee@radiokragbron.co.za. Dit is ateljee@radiokragbron.co.za en moenie skroom om vrae te stuur nie. Ek wil net sê Rian van Wistek gaan volgende week gesels oor die internet in ons area. Dit is volgende week. Ja. En ek wil ook net vir Maria van Vuren baie gelukwens met sy verjaarsdag vandag. Nee, okay. Ek hoop hy het 'n baie lekker verjaarsdag vandag. Hy is van Bronx TV en ook Musa.tv. Dis ook 'n ander inisiatief wat ons besig is mee vir musiekontwikkeling ensovoorts. Nee, maar dit is 100%. Ons gaan 'n bietjie ook daaroor gesels in die loop van ons in die tegnologie. Luisteraars, dit is dan ons aflewering vir hierdie week. Bly ingeskakel vir ons nuus om 12 uur.